Maak weer by die boek van Romeine. Ons gaan weer uit Romeine 8 gaan ons lees. Ons gaan vanaand dan verder lees die tweede deel uit Romeine 8 van vers 18 tot by vers 39. Ons het gestaan die eerste 17 verse hanteer. Vanaand gaan ons die laaste paar verse van 18 tot daar by vers 39 gaan ons dan ook saam hanteer. En dit wat die Here vir ons wil kom sê het sy woord uit, juis oor hierdie tema van vrygemaak vir 'n nuwe lewe waarmee ons besig is van gisteraand en vanaand. Dieselfde tema, dieselfde boodskap, hy's net in twee dele verdeel. Terwyl die woord van die Here oop is, kom ons buig net so en ons aanbid die Here ook. Here, ons kom vra ook nou vir U om hierdie woord wat ons gaan lees oop te maak, dat ons verstand sal open, ons gedagtes. Here, laat ons nie hier dinge sal inlees wat daar nie is nie, of dalk dinge uitlaat wat daar is. Maar Here, laat ons vanaand die volle omvang van hierdie skrifgedeeltes kan lees, maar ook daarna hierdie skrifgedeeltes kan gaan ondersoek. Dankie vir vanaand, Here, dat ons dan nog hier kan wees, elkeen wat opgekom het in hierdie week. Ons sê vir die baie dankie. Ons het gehoor van mense wat maar siek is in hierdie week, en ons vra dat U ook vir hulle sal kom aanraak. Dankie vir elkeen wat nie hier kon wees nie as gevolg van ver afstande in die plase, wat inluister ook in die aande saam met ons. Here, ons wil vir die dankie sê, dat ons geleenthede het om dan ook so in Pinkstertyd by mekaar te kan kom en U te verheerlik. En Here, elke jaar Pinkster is vir my 'n besonderse jaar. Daar is elke jaar iets wat U vir my kom leer. En ek dank U daarvoor, Here. In hierdie jaar het U nie by my verbygegaan nie. En dit is ook my gebed, Here, vir elkeen wat hierdie Pinkster meegemaak het, dat U ook nie by hulle verbygegaan het nie. Maar laat ons ook die waarheid van die skrif net meer en meer ontdek het. Ook vir dit wat U vir ons in gedagte het as U kinders, Here, dat ons nie dit sal vergeet nie. Ons loof U wonderlike en heilige naam. Amen. Hierdie Pinkster is 'n besonderse Pinkster in die gedagte van wat die Here vir ons deur hierdie boek van Romeine wil kom leer het. 'n Diep dogmatiese boek, maar tog soveel waarhede wat Paulus na die gemeente in Rome geneem het. Hulle het baie stryd gehad in daardie gemeente. Daar was Jode wat tot bekering gekom het en hulle het gekom met hulle wette. Daar was heidene wat van die afgodsaanbidding tot bekering gekom het. Hulle het ingekom met afgodsgebruike. En hier is hulle saamgevoeg binne 'n Christelike gemeente. En daar was maar stryd en ons ervaar dit ook dieselfde daar in die gemeente van Korinthe, waar hierdie groepe bymekaar gegooi is, en elkeen nou sy sê wil sê, en hulle afwyk eintlik van wat die woord van God sê. En nou Paulus het 'n baie stryd gehad, 'n groot stryd gehad om hierdie goed vir hulle dan tuis te bring, sodat hulle die Here Jesus kan volg. Nie ander dinge nie. En dit is vir ons ook vandag so, baie van ons, nie een van ons was gebore gered nie. Nie een van ons nie. Ek weet baie mense dink hulle word gered gebore, maar jy kan nie gered gebore word nie. Jy word verlore gebore. In sonde het my ma my ontvang, sê Psalm 51 vers 7. Dawid wat weet wat is die dood, hy weet wat is sonde, hy het dit erken. En soos ons dan in sonde ontvang en gebore is, en bestem is ook vir die oordeel, want die oordeel is oor die sonde en ons is in die sonde. Maar Jesus het die oplossing gebring toe aan die kruis gesterf het en het beskikbaar gestel vir ons, sodat ons gered kan word. En daar is dan nou in daardie redding, daardie regverdigmaking ook 'n pad van heiligmaking. En dit is wat Pinkster eintlik maar oor gaan, oor die kind van God, wat dan in hierdie proses van heiligmaking is. En so het ons gekyk na 'n paar aspekte ook dan van die woord van die Here. Nou kom ons gaan lees dan eers die woord Romeine 8 van verse 18 af. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd
nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat nie sien nie, is geen hoop nie. Of die hoop wat gesien word, die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, word, waarom hoop hy dat dit nog? Maar as ons hoop dat ons nie sien nie, as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here, is nie. Net tot sover die wonderlike woord van die Here. Die apostel Paulus wat hier 'n hele paar dinge vir ons kom sê, en ons gaan vanaand kyk hoeveel van hierdie gedagtes wat hy hier neergepen het, kan ons dan ook vir onsself neem, en wat die bedoeling ook was agter van hierdie stellings wat Paulus gemaak het. Net die wonderlike daarvan, en ons gaan daarby uitkom aan die einde wat hy nou gesê het,
en dit my so op my hart kom lê, niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. Nie eers die dood aan die kruis kon daardie liefde geskei het nie. Het ons daardie selfde liefde wat ons dan ook openbaar aan die Here Jesus Christus? Liewe vriende, mag ons dan ook hierdie boodskap ook dan so ter harte neem. Vanaand se boodskap se tema is vrymaking vir die nuwe lewe, of vir 'n nuwe lewe. En dit is dieselfde tema as gisteraand, vrymaking vir 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe in Christus, vervul met die Heilige Gees van God, in gehoorsaamheid aan Christus, toegewy en onderworpe aan Christus Jesus. Dit maak nie van ons dat ons nou spesiale mense is nie. Nee, ons is nog steeds mens en ons moet nog steeds nederig voor die Here Jesus Christus wees, sodat ons die vervulling van die Heilige Gees steeds kan ontvang. Die Here wil ons kom vrymaak van daardie dinge wat ons bind om hom met 'n vrye hart te kan ook aanbid. Vanaand gaan ons 'n bietjie verder met hierdie tema van vrymaking vir 'n nuwe lewe. Ons het nou gekyk na wat Paulus in hierdie hele hoofstuk insit, hierdie vrymaking vir 'n nuwe lewe, wat dit behels, en ons het gisteraand gekyk na die vrymaking van die oordeel. Ons is vry van die oordeel oor die sonde as jy in Christus is. En net daardie gedagte alreeds moet vir my dring om die liefde van Christus te besef, sodat ek ook so oorgegee sal wees. Die tweede gedagte wat ons gesien het van die vryheid in die nuwe lewe, is vry van nederlaag. Ons het die oorwinning in Christus en ons gebruik dit nie, want ons wil in die vlees die Here dien en nie in die gees nie. Ons wil nie net oorgee aan die Here se werking in ons lewe nie. Nee, ons wil onsself nog laat geld. Nou vanaand gaan ons na daar's twee gedagtes wat Paulus in hierdie gedeelte wil uitbring. Vryheid vir 'n nuwe lewe, en dit behels vry van moedeloosheid. Die kind van God hoef nie daar in sak en as te gaan sit en in moedeloosheid nie. Daar is oorwinning deur Christus alreeds. En dan die laaste ene, vry van vrese. Ons as mens kan baie maklik moedeloos raak as gevolg van die omstandighede van die lewe. Ons luister net na die nuus, dan raak ons moedeloos. As ons maar net kyk na die toestand van die paaie, die toestand van die land, die toestand van die kerk vandag, kan ons baie keer moedeloos word. Maar die Here kom gee die oplossing teen hierdie moedeloosheid in hierdie dag waarin ons lewe. Moedeloosheid skep ook vrese daar in ons gemoed. En ons begin vrees vir die wêreld, vrees vir mense, vrees wat dink mense nou van my. En een van die tekens van die eindtye is juis die vrees wat ingeboesem word in die mens. En hoe lewe mense vandag in vrees vir mekaar? Want jy sit net een voet skeef, dan is daar soveel dinge wat teen jou in opgebring word. Daar is soveel kinders van die Here wat vandag in die howe sit. En daar is regsaake teenoor mekaar. Want ek keer nie goed wat jy doen nie, en jy keer nie goed wat ek doen nie. En ons is in hierdie geveg teenoor mekaar en in 'n lewe in vrees. As daar 'n beskuldiging teen u moet inkom, ek weet nie of jy dit al beleef het nie, jy kan nie slaap nie. Want jy is konstant in hierdie vrees. En dit is wat die sielevyand beoog. Hy het dit ingebring van die sondeval af, hierdie vrees. Waar het Adam en Eva hulle bevind? Hulle het weggekruip vir God. Hulle was bang. Hulle het nie die vrees van God meer gehad nie. Hulle het nou die vrees vir God gehad. En dit is dat die sielevyand, hy kom en hy wil ons kom bind met vrese. Want die Here het ook die oplossing vir hierdie vrese. Ons gaan nou kyk na hierdie lewe
nuwe lewe, of die lewe bied dan hierdie vryheid dan vir ons in die moedeloosheid. Daar is vryheid vir die moedeloosheid waarin ons altyd net so in sak. Kom ons kyk wat sê Paulus in verse 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. As ons net in die Engels praat hulle jou mindset verander, jou gedagte uitgang net begin verander, na die stryd en die lyding van die teenwoordige wêreld, en ons fokus op die heerlikheid van wat gaan kom, moet ons al klaar uit daardie moeilike, of in daardie moedelose situasies uitkom. Daar is 'n definisie vir moedeloosheid, en ek gaan dit nou so probeer verduidelik. Moedeloosheid is 'n toestand van emosionele en geestelike mislukkings en die onvermoë om in die vlees oorwinning te behaal. Ek gaan dit weer lees. Moedeloosheid is 'n toestand van emosionele en geestelike mislukkings en die onvermoë om in die vlees oorwinning te behaal. En daarom sit ons daar in sak en as. En ons soek na redes hoekom ons daar is. Ek glo dat elkeen van ons al op so 'n plek in ons lewens was. Ek dink nie daar is een mens wat kan sê ek was nog nooit moedeloos nie. Maar die Here wil ons daar uit daardie gat van moedeloosheid kom haal. Toe ek hierdie linkeroog se sig verloor het, as ek baie moedeloos. Ek was in die bediening in Oos-London en ek het die sig verloor en ek het nie verstaan hoekom die Here dit aan my gedoen het nie. Ek het baie met die Here gepraat. Ek het gebid en ek het vir die Here gesê, Here, hoekom het U dit nou aan my gedoen? Here, wat het ek verkeerd gedoen? Maar die Here praat nie met my daar nie. Hy sê nie vir my wat ek verkeerd. En ek het geworstel en daar was seker vir 2 of 3 maande wat ek daar moedeloos was. Dat ek eers in die oggend 'n lus gehad het om uit die bed uit op te staan nie. Want hoe is dit dat die Here dit nou in my lewe toegelaat het? Maar weet jy, toe ek besef, dat ek is nie die enigste een wat sulke goed oorkom nie. Ek is ook nie so 'n spesiale mens dat dit nie met my moes gebeur het nie. En ek het besef, maar die Here het dit toegelaat, maar hy het 'n doel daarvoor. Het ek 'n reg gat van moedeloosheid gekom. Want die Here het vir my in sy woord gesê, ek moet hom praat daaroor en sê, Here, hoekom het U dit aan my gedoen? Sê die Here vir my konstant in Romeine 8 vers 28. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En ek lees die woorde van Job, waar hy sê, moet ons net die goeie van God ontvang en nie die slegte nie? En ek besef, maar ek is nie so 'n spesiale mens, dat hierdie goed nie oor my pad moet kom nie. Dis dinge wat gebeur met baie mense. Dit het nooit my gebeur. Maar die Here sê vir my, alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Dit is nou al 13 jaar terug, wat ek die sig verloor het. Hy sê ook vir my in 2 Korintiërs 12 vers 9, waar die Here vir my sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer, dis wat Paulus sê, baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Dis wanneer ons besef, dat daardie omstandighede in my lewe gekom het, en ek dit aanvaar, dat God dit daar geplaas het met 'n doel, wat ek uit daardie moedeloosheid kan uitkom. Die Here wil ons kom uithaal uit moeilike situasies, wat ons moedeloos maak. Daar waar ons in die vlees self nie oorwinning kan kry nie, maar wanneer ons oorgee aan die Gees, en in Christus vervul word met sy Gees, sal ons uit daardie gat uit kan kom. Die nuwe lewe in Christus, wat hy ons gegee het, sal ons ook vrymaak
van moedeloosheid as ons hom vertrou. Nie op ons eie gaan ons dit regkry nie, nie deur ander mense nie, maar deur die Here Jesus Christus. Paulus bring ons op 'n plek waar ons kan besef dat ons ook vrygemaak is van die moedeloosheid deur die Heilige Gees van God wat in ons woon. Onthou, by redding ontvang jy die Heilige Gees. Maar het die Heilige Gees al besit geneem van jou lewe, het ons gisteraand ook na gekyk. Het die Heilige Gees so besit in jou lewe geneem, dat jy aanvaar wat God vir jou gee om te dra. En alles ten goeie sal meewerk vir die wat hom liefhet. En God se genade is vir ons genoeg. En ons gaan voort met wat die Here vir ons sê. En ons gaan sit nie daar in sak en as nie. In hierdie gedeelte fokus Paulus op 3 illustrasies wat hy vir ons gee, van die smarte en van die benoudheid en die begeerte na verlossing. Hy gee vir ons 3 voorbeelde daar. Kom ons kyk bietjie na hierdie 3 voorbeelde. Heel eerste, die voorbeeld van die skepping. God se skepping wat smag na verlossing. Hy sê in Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baringsnood is tot nou toe. Die skepping van God sit ook in hierdie smagting na verlossing van die toestand van die sondeval. As gevolg van die sondeval is die skepping ook onder hierdie gevolge van die sonde. Selfs die skepping ervaar dit. Dit wat sleg is in die wêreld, is deur ons sonde veroorsaak. En dit het begin daar in Genesis 3, verse 17 en vers 18. Toe die Here aan Adam gesê het, aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Daar het 'n vervloeking op die aarde in die skepping van God gekom. Hy sê met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Hy sê, ook sal dit jou die dorings en die distels voortbring. Gaan praat maar met 'n plaasboer, hoeveel moeite is dit om produkte uit die grond uit te kan kry. Daar is baie werk wat ingesit moet word. Ek dink voor die sondeval was dit seker baie lekker as jy 'n boer was. Maar na die sondeval het al hierdie vervloeking ook in die skepping gebeur. Daarom is dit alles so de mekaar in die skepping. Die seisoene is besig om de mekaar te word. En die skepping smag na verlossing vir die belofte van Jesus Christus se wederkoms. Die skepping het in Kaïn se tyd en in Kaïn se sonde nog verder versleg en verder agteruit gegaan. Ons lees in Genesis 4 vers 11 en 12. Die Here praat nou met Kaïn, hy sê, daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë nie aan jou gee nie. Vir Adam het hy gesê, met moeite sal jy plant. Vir Kaïn sê, jy's 'n landbouer, jy sal nooit weer kan plant nie. Dit wat jy in die grond sit, sal nie opkom nie. Die grond sal sy vermoë nie van jou gee nie. 'n verdere vervloeking as gevolg van Kaïn wat sy eie broer doodgemaak het. En ons sit vandag met daardie vloek wat daar op die aarde is. En ons verstaan dit nie, en dan raak ons moedeloos. Maar die aarde of die skepping smag ook na hierdie verlossing waarna ons verlang. Hierdie effek ervaar ons vandag nog. Romeine 8 vers 20 wat sê, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Die skepping van God is aan die nietigheid onderworpe. Nie gewillig nie. Die skepping het niks verkeerd gedoen nie. Die mens het gesondig. Maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. En so smag die skepping na vrymaking van hierdie gevolg ook van die sonde. Nou gaan hy verder in vers 21. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.
Daar is 'n smagting in die skepping na die vrymaking van die kinders van God, met die koms van die Here wat ons gaan wegvat, met die bring van die nuwe hemel en aarde. Vers 22 sê vir ons, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baringsnood is tot nou toe. Paulus gebruik hierdie voorbeeld of hierdie uitdrukking van die baringsnood. Dit is 'n vrou wat geboorte gee. Die baringsnood wys vir ons daardie geweldige pyn en smarte, soos wat ook aan Eva beloof is, met smarte sal jy baar. Daardie geweldige pyn in die liggaam, daardie smarte wat gepaard gaan met 'n geboorte van 'n kind. En dit duur net tot daardie kind gebore is. En die boeke sê vir my, dan is die pyne weg. En so in Openbaring lees ons van 'n nuwe hemel en aarde wat gaan kom. Daar gaan geen smarte op daardie nuwe aarde wees nie. Dit leer ons dat die kind van God nie ingestel moet wees op die smarte van nou nie. Ons ervaar saam met die skepping ook hierdie baringsnood, hierdie pyniging, hierdie smarte van geboorte wat gegee word. Maar ons fokus moet wees op die heerlikheid wat gaan kom. Here Jesus Christus het ons vrygemaak van moedeloosheid om die toekoms raak te sien. As ons 'n moedelose sak en as sit, kan ons nie eers die dag van môre raak sien nie. Hoe kan ons dan nog die nuwe hemel en aarde wat vir ons beloof is, raak sien? As ons nog nie die hoop van die toekoms sien, liewe vriende, dan beteken dit dat ons nog in die ou lewe is. Dat ons nog in die vlees probeer lewe. Ons probeer om die vleeslike lewe, of in die vleeslike lewe is ons daar en ons het hierdie verwagting en hierdie smagting en ons kry nie oorwinnings nie. Want ons fokus is verkeerd. Dit is 'n resep vir moedeloosheid. Die kind van God, of die skepping is tog, smag na verlossing. Maar die tweede gedagte, voorbeeld wat Paulus hier gee, dat die kinders van God, die weergebore kind van God, smag na verlossing. Ons almal smag na verlossing. Hy sê dit in vers 23, en nie alleen dit nie net die skepping nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees is, wat weergebore is, dis wat dit sê. Ons sug ook in onsself, in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van die liggaam by verheerliking, wanneer ons van hierdie liggaam verlos gaan wees. Daar's baie liedjies wat ons sing, en baie liedjies is gefokus op die toekoms. As hy weerkom, om haal hy sy kinders. Dis 'n verwagting na wat daar gaan kom in die toekoms. Daar's 'n liedjie wat die sonnaskool sing, daar bo in die hemelse Kanaan ontmoet ons mekaar. Daar is 'n konstante verlange na die verlossing van hierdie tydelike lewe. Daar is 'n verlange na wanneer Here ons gaan verlos van hierdie vleeslike liggaam. Vers 24 wat sê, want ons is gered in hoop. Hy het ons gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarop hoop hy dan nog? Die hoop is in die belofte wat Jesus vir ons gegee het. Ons kan dit nie sien nie, maar ons sien dit in ons geestesoog, want ons glo dat die Here vir ons sê. En ons fokus moet so sterk ingestel wees op die vorentoe, die toekoms, en daar waar ons in die hemel is. Maar ons moet nie vergeet waar ons nou is nie. Dat ons nie hier nou moedelose sak en as sit, en ons vergeet van die toekoms nie. Ons is baie keer negatief, en dan soek ons na verkeerde dinge, en ons vergeet van die belofte, wat die Here vir ons gegee het. Dan is ons in hierdie baringsnood, tot die verlossing gekom het. Jesus se wil is, dat ons nou al reeds in oorwinning moet lewe. Dit is sy gedagte, dit is sy wil. Hy wil ons nou al reeds daardie oorwinning gee.
Alles is nog in hierdie tydelike lewe. Hy het ons nie gered net vir die hemel eendag nie. Hy het ons gered sodat die ewigheid nou al reeds hier op aarde kan begin. Vers 25 wat sê, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Dit wat ons nie sien, die belofte, dan wag ons daarop met volharding, met uithou vermoë, endurance. Ons vergeet nie van dit wat gaan kom nie. Die versekering dat die verligting van die tydelike smarte nog kom, maar dat die kind van God nie moedeloos hoef te wees nie. Die Here het ons kom verlos daarvan. Nog 'n voorbeeld wat Paulus gebruik, die Heilige Gees smag na verlossing. God self, wat in ons woon, sy Gees smag daarna. Vers 26 wat vir ons sê, net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigting. Daar is ook 'n smagting dat ons in hierdie lewe waar die Heilige Gees saam met ons is, ook dan die verlossing gaan kry. Die Here gee vir ons in hierdie stryd sy Gees. Die Heilige Gees wat in ons woon, beleef ook saam met ons die stryd en die swaar kry. Hy verstaan dit, want hy is saam met ons. En daarom is hy ook betrokke in ons lewens. Hy bid vir ons. Hy bid saam met ons, sodat ons in die wil van God kan bly. Toe daar in sak en as en moedeloosheid gesit het, oor my een oogie wat nie meer kon sien nie, het ek net besef, hoe die Heilige Gees besig is met my. En vandag besef ek hoe hy saam met my in daardie stryd was, en hoe hy vir my ingetree het. Ons ken nie altyd God se wil nie. Ons weet nie altyd presies wat is God se wil vir ons nie. Baie keer is dit duidelik in die woord uit, ander kere gaan hy hom nog steeds openbaar aan ons, maar ons moet getrou wees en hom volg. En ons weet nie altyd wat is reg en wat verkeerd nie. Maar die Heilige Gees wat inwonend is, hy sal ons help om volgens God se wil te lewe ten spyte van die stryd. Wanneer ons gehoorsaam bly aan hom, wanneer hy met ons praat deur sy woord, en die Gees hier binne in ons praat, weet ons, hy sal ons lei. Vers 27 sê Paulus, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Heilige Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Die Heilige Gees tree in vir ons, ook by die Vader. Ons moet weet dat die Here ons nie alleen sal laat nie. Sy belofte is, hy is inwonend, hy is met ons, hy dra ons. Hy is steeds besig om in ons lewens, of hy is steeds besig in ons lewens. Al ervaar ons dit nie altyd nie. Die Here se woord, een van die teksverse wat vir my so kosbaar is. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voornemens geroep is. En ons gee sake oor aan die Here, sodat hy dit hanteer. Uit God se liefde het hy die verlossing bewerk aan die kruis, en dit aan die mens beskikbaar gestel. En omdat hy 'n God is wat betrokke is by sy kinders se lewens, voel hy ook saam met ons in ons stryd. En daarom kan ons in die krag van die Heilige Gees oorwinning hê van moedeloosheid. 'n nuwe lewe bied vryheid van moedeloosheid. Maar 'n nuwe lewe bied ook vryheid van vrese. Sien in vers 31, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Die vyand beheer deur vrees. Dis hoe hy beheer neem. Dit is
enigste wapen wat hy het, is om binne in ons 'n vrees te wek. Wanneer daardie massas met hulle rooi klere aankom, met hierdie dreun sang, is die doel om vrees te wek. Dis hoe die duiwel werk, dis die strategie van die duiwel, en hy gebruik die mens om ons vrees in te jaag. Aan Adam het hy gesê, dat God nie wil hê dat hulle ook so slim moet wees nie. Reg deur die Bybel lees ons hoe die vyand vrees geskep het en so oorwinnings behaal het. Maar die kind van God het baie meer as wat die vyand is, as die vrees van die vyand. Ons het die Here Jesus Christus, en wanneer ons in die vrees van God lewe, sal daar altyd oorwinning wees. Die vrees van die Here beteken, ek gee hom beheer in my lewe, ek bly aan hom toegewy, en ek is gehoorsaam aan hom. En Paulus kom en hy noem 4 redes, waarom ons nie hoef te vrees nie. Hy bevestig, waarom die Here vir ons in ons nuwe lewe vry gemaak het van die vrees. Heel eerste is, God is vir ons. God is vir sy kinders. Vers 31, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons moet elke nuwe dag opstaan, daai dag ingaan, met die wete dat God vir ons is. Hy is nie net daar vir ons nie, hy is vir ons. Daar is geen rede om te vrees nie, want die Vader begeer die beste vir sy kinders. En hy wil dit vir ons gee. Ons kan onsself onder sy beskerming plaas. En ons doen dit soos wat kindertjies doen met die ma hen. Hulle kom daar, wanneer die gevaar kom, dan kruip hulle hier onder die ma in. En so kan ons onder die beskerming van die Here Jesus Christus lewe. En ons hoef nie te vrees nie. Hy is sterker as enige vyand. Hy is almagtig. Daar is niemand wat hom kan oorheers nie. Die Here Jesus Christus is vir ons. Die tweede rede wat Paulus gee, dat Christus het gesterf vir ons. Hy het sy lewe vir ons gegee. Hy sê in vers 32, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Ons hoef nie te vrees nie, want Christus het vir ons gesterwe. Hy het vir ons 'n nuwe lewe, 'n nuwe vrymaking bewerk. Jesus het aan die kruis alles gegee vir die verlore mens. Toe ek en jy verlore was, het hy al reeds aan die kruis gesterwe. Hy het nie nodig gehad om dit deur te gaan nie. Want hy het nie vir homself gedoen nie. Hy het dit vir my en vir jou gedoen. Maar omdat hy ons so ontsaglik lief het, het hy gekies om alles te gee en te sterwe vir ons sonde. Die kind van God is meer werd as 'n verlore mens. En daarom, omdat ons behoort aan Jesus Christus, gaan hy nog steeds voortgaan om vir ons alles te gee. As ons leef in die wete dat ons sy kinders is, en ons leef met die hoop van die ewige lewe, kan ons vrese oorwin. Nog 'n voorbeeld, die derde wat ek gee, God het ons geregverdig. Hy het nie net vir ons gesterf nie, maar hy het verder gegaan. Daardie betaal vir die sonde. Wanneer ons na hom toe kom, gee hy dit vir ons. Sien dit in vers 33. Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is die een wat regverdig maak. Die dag toe ek daar voor die Here gestaan het, en tot 'n besef gekom het, maar ek is 'n verlore sondaar mens, en ek het vir hom gesê, ek het bely vir hom, het hy my vergewe. Hy het my regverdig gemaak. Wie is die mens wat my dan verder kan veroordeel? Jesus het nie net vir die sonde gesterf nie.
Hy het ook die verlossing beskikbaar gestel vir elke mens. En elke mens wat dan in die geloof na Jesus toe kom, en sy sonde voor Jesus bely, sal Jesus regverdig maak. Dis sy belofte. Hy verklaar die mens regverdig en vry van die oordeel. Nie omdat ons iets besonders is nie. Nie omdat ek my sonde aan hom bely het nie. Nee, hy het dit gedoen, omdat hy die prys betaal het vir daardie sonde. Hy is bemagtig om ons te vergewe. Hy is bemagtig om ons regverdig te verklaar. Jesus sy regverdigmaking is nie 'n tydelike ding nie. Dis permanent. Hy het ons regverdig verklaar en niks en niemand kan ons weer beskuldig nie. Deur vrese wil die duiwel hê ons moet dan ook onder beskuldiging kom. En daarom is daar soveel aanslag ook teen ons om te vrees. Ons getrouheid in Christus kan baie keer sommer net wissel en verander, maar sy regverdigmaking sal nooit verander nie. En daarom kan ons vashou aan sy beloftes van regverdigmaking. Maar hy gaan ook verder. Christus tree vir ons in. Ons lees daar in vers 34. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Jesus is nou besig om vir ons almal in te tree. Hy het van die tyd en die moeite om vir ons te bid. Dieselfde Jesus wat aan die kruis gesterf het en uit die graf uit opgestaan het, is besig om vir ons te bid, sy woord sê dit. Hy bid voortdurend vir ons. Soos die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het en daagliks in die heilige en daar voor God gaan staan het en ingetree het vir die volk, so tree die Here Jesus Christus elke oomblik van die dag in vir ons. Wanneer ons bid, dan bid ons na Jesus. En Jesus, wat God is, tree self vir ons ook in. Ons weet nie reg wat om te bid nie, maar God se Gees sal ons kom help om reg te bid. Hy word nie moedeloos om vir ons te bid nie. Ons raak baie keer moedeloos. Ons raak baie keer moeg om vir mekaar te bid. Die Here nie. Wie is ons dan om te sê ons gaan nie bid vir mekaar nie? Hy kies nie vir wie hy wil bid nie. Hy bid nie as hy so voel om te bid nie. Hy bid voortdurend vir elke een vir wie hy in gedagte het. Maar ons sien die laaste gedagte. Hoekom ons nie hoef te vrees nie. Christus het ons lief. Hy het ons ontsaglik lief. En Paulus vra hierdie vraag: wie sal ons skei van die liefde van Christus? God sal nooit ons teleurstel nie. Ons stel hom teleur, maar hy sal nie. Hy kan ons nie teleurstel nie, hy is God. En hy is ontsaglik lief vir ons. Al ervaar ons verdrukking of benoudheid, vervolging of honger, tekorte, gevare, hy is daar, want hy is lief vir ons. Ons hoef nie te vrees nie. Jesaja 41 vers 10 wat sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk, ek kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou ook. Ek versterk jou ook, help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Dis die belofte van God, dat ons nie hoef te vrees nie. Liewe vriende, ons sluit hierdie reeks af met hierdie bemoedigende boodskap, dat ons as God se kinders vrygemaak is vir 'n nuwe lewe in Christus. Vrygemaak behels dan dat ons vry is van die oordeel van die sonde. Vry is
van nederlae in ons lewens en oorwinnings kan lewe. Vry van moedeloosheid. En ons kan weet dat die Here ook daar is vir ons. En ons is vry van vrese, omdat die Here vir ons is. Hy stry vir ons die geveg. Jesus wat ons regverdig gemaak het. Jesus wat vir ons bid. En Jesus wat vir ons lief is. Wil u in daardie oorwinning lewe? Of wil u daar in die stryd lewe dag vir dag? Nooit oorwinning behaal nie. Nederlaag na nederlaag. Of wil jy in die oggend opstaan en sê, Here, ek gaan hierdie dag in met oorwinning in u naam. Want u het hierdie beloftes vir my gegee, hierdie Pinkster. Kom ons neem hierdie oorwinnende lewe vir onsself. Dit wat Jesus reeds vir ons gegee het, en ons groei ook daarin. Mag die Here vir u kom seën ook aan die einde van hierdie Pinkster met 'n oorwinnende lewe. Amen. Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand ook op hierdie wyse kan afsluit, dat ons ook vanaand kan weet, u is die wonderlike, almagtige, ewige Vader, Vredevors. En dat ons maar net kan oorgee aan u. Here, seën ons, wanneer ons uitmekaar uitgaan, dat ons veilig by ons huise sal aankom, daar op die plase. Here, dat ons ook van hier af net meer en meer soos u sal wees. Here, dat ons, al is daar stryd, weet, u het die oorwinning vir ons behaal. Want alles werk ten goeie mee vir die wat u lief het. Want u genade is vir ons genoeg. En in ons swakheid word u krag gesien. Ons dankie daarvoor, Here. Ons dankie vir oorwinnende krag. Amen.